Ja, sê mense, hier is ek nou terug om my storieetjie vir julle nog verder te vertel. Nou, die van julle wat my nou nog nie ken nie, een van die bekendste mense in Suid-Afrika, nadat media, myn media in Suid-Afrika, totale poepel van hulle self gemaak het en my vals beskuldig het van dinge wat hulle nou nie kan bewys nie. Nou ja, wys jy net hoe fake is media. Ek kon nie glo dat Kate Blanche en die sonderrapport en al die manne so groot fout kon gemaak het en wys so net hoe baie mense in Suid-Afrika onskuldig beskuldig word deur ons media en absoluut wegkom daarmee. Maar nou ja, mense, vandag wil ek weer vir julle 'n storieetjie vertel en ek vertel julle my storieetjie so kom ek is 'n Christenpriester aanbeweeg het van Christianity waar ek amper 30 jaar kerkie gespeel het. En vasgeglo het dat dit wat ek doen en dit wat ek bring vir die lede is die waarheid en die enigste waarheid. Maar vandag is ek 12 jaar wat ek spirituality beoefen en glo vir my mense, spirituality was daar van die begin af. Van die begin af en waar Christianity 2000 jaar oud is, dit het gister begin. En Christianity word beheer deur 'n hele system wat ons almal beheer. Jy kan nergens heen gaan nie, dan moet jy vra of jy kan weggaan. Jy moet vra of jy kan trou. Jy moet vra of jy kan gedoop word. Jy moet vra, jy moet dit alles word beheer. Maar in elk geval om langs so kort te maak, ek vertel net my storieetjies mense, as jy dit nie glo nie, is alright. Beweeg aan, luister na iemand anderste. En as jy voel my rokke bring tog waarheid, want maklik soos poep in die bad, jy moet net dit ondersoek, dat jy vind, my jene, Rocco is reg. En vandag wil ek praat 'n bietjie oor Jesus. Was hy die enigste seun van God? Of was daar meer seuns van God? Het ons kerke vir ons gejok, deur vir ons vertel dat net Jesus is die enigste seun van God? Of is daar meer? Nou ja, mense, dit is wie ek is. Die van julle wat geskok gaan wees, trek 'n stoel nader, dat julle kan sit, die skrifgeleerdes en die wyse manne en die slim manne, trek 'n stoel nader. Rocco het genoeg huiswerk gedoen om vir julle te wys, dat ons was almal 'n poepgevoer gewees. En ek voel, ek moet dit vir julle vertel, en ek kan nie die goede van julle wegsteek nie, want dit is waaroor die Heilige Gees gaan. Die Heilige Gees staan vir waarheid. Is dit nie so nie? Nou, kom praat ons nie die waarheid nie. Hoekom vertel die kerk nie vir ons die waarheid nie? Is dit nie 'n stupid, eenvoudige vraag nie? Nou ja, kom ons kyk. Was Jesus die enigste seun van God? Kom ons kyk wat sê jou Bybel. Ons begin sommer vroeg in die Bybel, Genesis 6 vers 2, waar hulle sê, en die seuns van God het gesien dat die dogters van die mens baie mooi was. In Job 1 vers 6 sê, die seuns van God het gekom om voor die Here te staan. Weer nog seuns. In Job 38 vers 7 sê, toe die seuns van God gehebel het. Hier wys dit dat daar baie hemelse wesens as seuns van God beskryf word. Sien julle? Sien dit nie? Ons lees ook dat selfs mense was genoem die seuns van God. Psalm 82 vers 6 hy sê daarso, daar sê dat dit is almal seuns van die Allerhoogste. Romeine 8 vers 14, almal wat deur die Gees van God gelei word, is seuns van God, kinders van God. En dit wys dat gelowiges, selfs kinders ook, seuns van God genoem word in ons Bybels. Eksodus 4 vers 2 sê dat Israel is my eersgebore seun. En ons sê heeltyd gedog dis 'n land. En daarby gesê, dit is die enigste seun, moet ons ook besef, dat is net 'n vertaalde interpretasie. Wat dit eintlik beteken in die Griekse woord, dit beteken eintlik unieke seun, of 'n spesiale seun, of enige in soort. Dit beteken nie noodwendig een man, wat net een seun van God kan wees nie. En Bybelnavorsers sê dit beteken eerder die unieke seun van God. Selfs Jesus sê in Matteus 5 vers 9,
Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Sien julle, almal van ons is kinders van God. Nou kom die vraag, hoekom het kerke vir ons laat glo dat Jesus was die enigste seun van God? Wat sal die rede wees daarvoor? Want dit is later in kerke en ons geskrifte te voorskyn gekom dat Jesus is die enigste seun van God. En dat jy redding net deur hom kan kry. En natuurlik het hierdie idee oor eeue deel geword van 'n kerk doktrines en vertalings. Dit was nooit so gewees nie. So die vraag is nie of Jesus belangrik was nie. Die vraag is, wat sê die Bybel self? Want volgens die Bybel is engele ook die seuns van God genoem. Selfs mense kan die kinders van God wees. En soos ek reeds gesê het, Israel is die seun van God. So kom ons wees nou eerlik. Is daar nou meer as een seun van God in jou Bybel? Natuurlik. Nou hoekom wag ons almal vir een seun? En nou gaan ek julle skok, wat jou kerk jou nie vertel nie. Gaan ondersoek jou Bybels voor King James se Bybels. Dan lees jy daar staan geskrywe, Jesus is net nog 'n seun van God. King James het besluit, nee wat, hy verander dit. Hy verander dat Jesus is die enigste seun van God. Weet jy, mense, so daar het julle dit nou. Wat spirituality vir my geleer het is dat elke liewe mens, en jy gaan dit weet, want sal jou Bybel sê so, is gebore uit God. Elke liewe mens op hierdie aarde is 'n kind van God. So hou op om vleis aan te hang. Julle wat so vir die mense vertel dat Jesus gaan enige op 'n wolkie kom, hoekom wys jy nie vir die mense waar dit staan nie? Want as jy mooi gaan lees, staan daar Christ will return. Nie Jesus nie. So hou op vir die mense jok en wil sê, ons wag vir Jesus om op 'n wolkie te kom. Gaan lees gerus toe hulle vir Jesus self vra, Jesus, wanneer sien ons u weer? Hy sê, as daar geen tekens wees nie, waarvoor wag julle vir tekens? En kyk hoe sit julle wag, ek moet op 'n wolkie kom. Nou as jou Bybel vir jou sê dat Christus bly binne in jou en Christus is elke liewe mens, beteken dit nie ons moet Christus onsself wakker maak nie? So kom wag ons vir iemand om te kom. Nou dink net vir 'n oomblik, vat jou tyd. As elke liewe mens Christus in homself wakker maak, en skielik begin liefde openbaar, omgee vir ou mense, goed doen aan ander, gee sonder om te ontvang, en 'n liggie is, en net 'n bol liefde is, en dit is wie Christus is. Dink julle nie die aarde sal in 'n oomblik in hemel verander nie? En nou word ons beheer deur ons kerk wat ons sê, nee, hy kom, wag net hierso, dan net jou 10de asseblief. Nou ja, mense, nou, dit is my videoetjie oor die seun van God. Enige vrae, julle is baie welkom om vir my in die comments te sê, Rocco, waar kry jy dit, ek verstaan nie dit nie, en dan gee ek dit vir julle. En dankie dat julle my volg, dankie dat julle na my luister, en dankie vir julle liefde. Ons gesels weer, groete, Rocco.